Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag, begin van 'n nuwe week, die 13de Oktober 2025, mag dit 'n wonderlike week wees, wat voor julle uitstrek, mag julle sommer net hierdie week met al sy uitdagings sien, sy sout en sy suur, of sy soet en sy suur, mag julle beleef dat die Here by julle is, dat julle vashou en voor julle uitbeweeg. Sommer net so van die kant af, ons dink sommer aan die matrieks wat nou begin voorberei vir hulle finale eksamen. Dit is altyd 'n ontsettende belangrike eksamen en nou is op baie gespanne, so leer lekker, sodat julle sommer lekker ook gaan skryf aan die einde van die jaar. Want julle begin al skryf hier einde Oktober, né? Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie dat ons sommer ons graad 12 leerders kan dink wat die finale eksamen van hulle skoolloopbaan skryf. Wees jy nie besonder met hulle, Here, help ook soveel om lekker te konsentreer in hierdie tyd, goed voor te berei sodat hulle 'n goeie eksamen kan hê. Wees ook so in hierdie week met ons wat voor ons uitstrek. Here, loop voor ons uit asseblief en help vir ons om die regte besluite te neem. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan met Paulus gebed. Ons het stilgestaan Saterdag, wat ons gesê het, waar hy vir hulle sê, hy kniel voor God, die Vader neer aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan bedank het, né? En dan het ons gesê, ek bid, sê hy, vir hulle en vir ons deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. 'n bietjie daar gepraat, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in liefde geworteld en gegrondves sal wees. En vriende, dan is dit net vir my amazing wat Paulus aangaan, en dan pak hy verder omtrent hierdie geliefde uit, waar hy sê, en dit weer nog steeds deel van die gebed, so gaan lees ons regtig 'n mooi gebed, Efesiërs 3, vers 14 tot en met 21. Dan pak hy hom verder uit en sê hy, ek bid vir julle, mag julle in staat wees, om met saam met al die gelowiges te begryp, hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Vriende, interessant wat hy sê, mag julle saam met al die gelowiges, ek bid dat julle in staat sal wees. So hy sê eintlik, hy bid dat ons die vermoë sal hê, of ons om die vermoë sal hê, om met saam met al die gelowiges, wees gelowiges vir hulle wat erken, dat Jesus die Christus is, dat Jesus God self is, dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is, dat daar geen ander weg na die Vader, behalwe deur Jesus is nie. Dis gelowiges. Dis gelowiges. Gelowiges is wat die drie enige God aanvaar, liewe vriende, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dit is gelowiges, né? Net dat ons vir mekaar sê, wie praat Paulus hierso. Dan kom sê hierso, ek bid regtig dat julle die vermoë sal hê om hierdie mense wat gelowig is, om te begryp hoe wyd en ver en hoog die liefde van Christus strek. Ek hoop julle besef dat hierdie liefde van Jesus so groot is, dat hy inderdaad wat God was, die aarde toe gekom het om vir julle te kom sterwe, julle wat nou gelowiges is, en wat natuurlik nou nog ongelowig is, en hy het eintlik kom sterf vir mense, om tot bekering te kom, om hom aan te neem, sodat hulle die ewige lewe kan hê. Hy sê, ek bid vir julle wat hier in Efese is, en weier is wat die brief gaan lees, en nou in Suid-Afrika, en nou in Milnerton, en nou waar ook al, ek bid dat julle die vermoë sal hê, dat julle as gelowiges sal begryp, hoe diep en ver en hoog die liefde van Christus strek. Dat julle as gelowiges ten minste sal weet, hierdie liefde het nie niks gekos nie. Dit het alles gekos. Dit het God se lewe gekos in Christus. Vriende, dit is 'n ongelooflike diep liefde wat hy vir ons het, wat hy kom sê, ek hoop en ek bid dat julle daai vermoë sal hê, dat julle in staat sal wees om dit te begryp, Nou gaan hy aan en sê, mag julle sy liefde ken, wat ons verstand te bowe gaan, want vriende, dit gaan ons verstand te bowe. Hoe is dit moontlik, dat die God van die heelal, ons kan nie eens die heelal definieer hier so groot is, dat die God van die heelal ons so lief het, dat hy jou so lief het, weet dat jy niks kan verkeerd doen nie, hy het in Christus gesterf vir al jou sondes, jou lelike sondes wat jy gedoen het lang voor die tyd, wat jy miskien nog steeds gaan doen, hy het al klaar gesterwe daarvoor, hy kyk met liefde na jou, hy kyk na Christus na jou, en hy sien 'n perfekte jy en ek raak.
Ons is nie perfek nie, maar hy maak in Christus, het hy ons perfek gemaak. Jesus het 'n volkome versoening vir al ons sondes gebring. Vriende, moet nooit twyfel daarin. Daarom kom sê hy, liewe vriende, mag julle in staat wees, né, om te begryp saam met die geloof, hoe wyd en hoog en diep die liefde van Christus trek. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. En wat is die volheid van God? Is liefde. God is liefde. Mag ek en jy vervul wees met daai liefde. Mag ek en jy daai liefde uitlewe. Mag ons nooit met snaakse oë na mense kyk nie. Mag ons nooit met veroordelende oë na mense kyk nie. Mag ons nooit kyk na mense om te dink ons is so 'n bietjie beter. Julle is so 'n bietjie tweede graadse Christene, of soms om te sê hulle is nie Christene nie. Ons kry mens nou by deesdae van kerke wat sommer dit ook sê. Baie jammer, en baie sad. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid en dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot aan alle ewigheid. Amen. Kom sê Paulus net. Vriende, julle moet elke teksvers gaan lees. Julle moet elke teksvers gaan neerskryf. Sit hom in ander woorde, sit hom in sinonieme, skryf hom uit, bid hom uit. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, né. Dis waar, vriende. Die krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, kom sê hy op 'n ander gedeelte, daardie krag is in julle. Kyk, ek dink amper het hom vir ons hierso gesê, né? Ja, hy sê, ek kom sê hierso in die hoofstuk 1 het hy al vir ons gesê, hy sê, ek bid dat hy julle geestesoog so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in sy heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking wat Jesus Christus in die dood uit opgewek het. En hier kom sê hy weer, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as ons bid of dink, liewe vriende. Onthou, die Heilige Gees lewe binne in ons. Vriende, ons het 'n ongelooflike toegang tot 'n kragbron. Moenie dat jou Satan, moenie dat die bose jou ontspoor nie. Moenie dat hy begin twyfel daar nie. Dit is wat die jou duiwel wil doen, liewe vriende. Hy probeer ons op paaie kry het ons begin twyfel. Moenie twyfel nie. Daar's 'n krag in ons. Ons het 'n toegang tot 'n krag wat dieselfde krag is wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Vriende, vra vir God om deur julle te werk. Daar waar julle werk, daar waar julle is. Dis hoekom ek julle sê, altyd as jy vir iemand gebid, gaan gebid vir hom en bid vir genesing. Jy het die krag, jy het toegang tot die krag. God besluit, hè, maar ek en jy kan gaan bid. Gaan doen dit. En aan hom kom die eer toe. In die kerk, deur ons verbondenheid met Christus. Wie is die kerk? Die kerk is ek en jy, is die liggaam van Jesus. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Vriende, gaan lees vir hierdie paar verse. Sit dit in jou sak, dink 'n dag in dag uit. Vat dit 'n week lank om hierna te kyk. Skryf dit neer, bid die teks en vra vir die Here om hierdie gebed wat Paulus bid ook deel van jou lewe te maak. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.